Baie welkom by In die Tonnel. Ons gesels lekker sport. Dis altyd 'n hoogtepunt as dit by Vrydag kom. Dan weet ons dit is In die Tonnel, dan weet ons dit is 'n sportnaweek van Saterdag en Sondag se sportaksie wat voorlê. So ons gesels lekker sport. Ons hoor wat sê die afrigters en die spelers en ons vertel wanneer wat gebeur en kyk so 'n bietjie agter die skerms. Dis In die Tonnel en ons draf saam uit met die spelers. So hierdie week kyk ons na die Verenigde Rugby Kampioenskap. Mike Potgieter gesels saam. Engelse Premier Liga, dis al rond te 9 en Pep Guardiola en Arnie Slot gaan ook hulle mening gee van die sokker en dan Formule 1. Hulle jaag nou in Mexico, dis die Mexico Grand Prix en ons kundige MW Welman gaan saamgesels en dan is die laaste naweek voor die semifinale van die vroue wêreldbeker, die 50 bilbeerd wêreldbeker. Laura Wolfhard van Suid-Afrika, sy is die kaptein, gesels ook saam en dan kyk ons wat in Namibië gebeur. So lekker sportaksie wat alles gebeur in reg oor die wêreld. Ons begin met die Verenigde Rugby Kampioenskap. Is nou reeds by week 5. Is kan nie glo is al so vinnig wat hulle gaan nie. Saterdag speel die Lions tuis teen Ulster. Dit is week kwart voor 2 die middag. Lekker warm dan daar in Johannesburg vir die manne van Ierland. En kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Dit is die Lions teen Ulster. Mike Potgieter gee sy mening wat hy dink kan gebeur. Ek kan amper nie glo dat dit al die 5de week van die Verenigde Rugby Kampioenskap kompetisie is nie. En uiteindelik het die Lions verlede week hulle eerste oorwinning behaal, maar ek hoop en weet nie of dit genoeg sal wees teen 'n baie gevaarlike onoorwonde Ulster span hierdie week Saterdag om 2:15 nie. Hulle gaan verseker baie beter moet doen as wat hulle gedoen het, selfs met daai oorwinning wat hulle verlede week behaal het. En ek weet nie of die Lions in staat is om dit te doen teen 'n baie goeie Ulster span nie. Ulster het gewys dat hulle weet hoe om weg te wen, dit nadat hulle verlede week die Sharks so bietjie van 'n bloedneus toegedien het op tuisveld. Gaan 'n interessante wedstryd wees. Die Lions gaan moet brul as 'n span om hierdie een deur te trek. Ja, dankie Mike. Ja, dis 'n groot wedstryd daar in Johannesburg en daar's ook 'n groot wedstryd in Durban. Dit is die Sharks wat nou speel teen die Scarlets van Wallis en die Sharks wat te wen dringend ook nodig het om momentum daar te kry en te behou. En kom ons hoor wat sê Mike Potgieter, hy gee sy mening wat hy dink kan gebeur met die Sharks se wedstryd teen die Scarlets. Hierdie is die stryd where somebody's O has got to go. Dis die twee spanne wat teen mekaar te staan kom om 4:00 Saterdagmiddag, die Sharks teen Llanelli Scarlets. Beide hierdie twee spanne is op nog soek na daai eerste oorwinning van hierdie seisoen van Verenigde Rugby Kampioenskappe. En die Sharks het 'n treurmare seisoen afgeskop met slegs 1 gelykopstryd. Die res is alles verlore gewees en aan die kant van Llanelli lyk dinge ook nie so goed nie. So dis hoekom ek sê hierdie is die stryd van the bottom feeders and somebody's O has got to go. Dis een van die ligpunte. Die ander ligpunt vir die Sharks se kant sal wees dat hulle darm al meer punte en meer aanvallende rugby gespeel het as Llanelli Scarlets. So dit sal 'n baie groot fokuspunt vir die Sharks wees. Daarteen sal die Scarlets wil wys dat die tuisveld voordeel by die Sharks dalk 'n minder van 'n voordeel sal wees as wat hulle dit sal wil toegee. Gaan die skare help om die Sharks se eerste oorwinning te kan gee, of is die Sharks mans genoeg, of sal ek sê haai genoeg, om hierdie eerste oorwinning van die 2025 rugby kampioenskap kompetisie te kan kry? Ja, dankie Mike. Ja, die Sharks het 'n lekker span en hopelik kan hulle vir Wallis klop. Dit is 'n 4 uur afskoptyd daar in Durban. Ook die Dragons wat speel teen Ospreys, dit is 'n 6:30 afskoptyd, dit is steeds Saterdag. Dan is dit Benetton wat teen die Stormers speel en Leinster wat speel teen Zebre. Maar kom ons hoor eers, as ons praat van Benetton teen die Stormers, dit is die Stormers wat 2 op een volgende naweek nou teen spanne van Italië speel. Weer eens Mike Potgieter wat vir ons sê wat hy dink kan gebeur met Benetton wat hy speel teen die Stormers. So Saterdag aand om 6:30 is dit die stryd van die beste Suid-Afrikaanse span teen die beste Italiaanse span. Dis die Stormers teen Benetton. Nou die Stormers het gewys dat hulle al reeds 'n baie goeie toer onder die belt het, maar kan hulle wys dat hulle die geheim ontsluit het van 'n baie suksesvolle toer teen Benetton? Wel, ek moet vir jou sê as daar nou een span is wat verseker 'n baie goeie tuisveldrekord verdedig teen die Stormers, dan is dit die Italiaanse span Benetton. Die Stormers kon nog net daarin slaag om voor 2021 laas 'n tuiswedstryd teen Benetton op hulle tuisveld te kan wen. So Benetton gaan daai rekord verseker met alles in hulle wil verdedig. Die Stormers egter kom in hierdie wedstryd in, nie net met baie goeie aanvallende spelers, min beserings wat hulle ontwrig nie, maar ook met geweldig baie momentum in hierdie wedstryd in. Maar ek moet vir jou sê, 'n span soos Benetton wat verlede week 'n bietjie van 'n bloedneus en 'n blou oog teen 'n span van Edinburgh gekry het om 43-0 te verloor, dit sal 'n span teen Benetton
baie motiveer om veral op tuisveld voordeel hierdie om te swaai. Dit is 'n span wat gewys het dat hulle dit kan doen. Stormers sal ligvoets wees as gevolg van daai rekord teen Benetton, tuisveld by Italië se veld. Dit is bietjie kommerwekkend vir my dat daai nog so bietjie van 'n tag is wat om die Stormers hang. Maar die Stormers het genoeg skietgoed. Hulle het die goeie spelers, hulle het geweldig baie momentum om daai bordjies nou te verhang en uiteindelik die Benetton spook te ruste te lê. Die Stormers is nog onoorwonne. En as hulle hierdie wedstryd teen Benetton kan wen, sal dit hulle ook in baie goeie momentum sit vir volgende week se laaste toerwedstryd teen 'n baie gevaarlike en ook steeds onoorwonne Munsterspan. Hulle sal nodig hê om hierdie ene goed en oortuigend af te sluit en te wen in Benetton, nie net vir daai morele boost nie, maar ook vir momentum vir die laaste toerwedstryd om die Stormers 'n baie suksesvolle en 100% toerslaagsyfer te gee. Dis volgende week, maar hulle sal eers oor hierdie week sy hekkie moet kom. Dit gaan 'n stryd wees. Ja, dankie Mike. Ja, 6:30 daar afskoptyd te Benetton tuis teen die Stormers en dan sit Leinster wat speel teen Zebras soos ek genoem het ook 6:30. Cardiff, hulle speel tuis teen Edinburgh. Dit is later 9:15 die aand en dan Munster teen Connacht. Dit is 20:45. Twee eerste spanne wat mekaar daardie stryd aanset. So dit alles dan in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Kom ons gaan na die vroue wêreldbeker cricket. Proteas het Saterdag 'n groot wedstryd. Hulle speel teen Australië en dit is Sondag is dit Engeland wat teen Nieu-Seeland speel. En die semifinale is volgende week. Dit is Woensdag en Donderdag en die finaal is volgende week en Sondag. So dit is die wêreldbeker vir vroue 50 bilbeerd wêreldbeker wat in volle swang is. Maar kom ons hoor wat sê Laura Wolfhard, sy is die kaptein van die Proteas cricketspan. Hierso is Laura Wolfhard. Probably, like I said, the play against spin from a batting point of view, especially in that middle phase. I think we've been pretty good in the power play and the death, but just to keep taking over against the spinners, I think will be a big challenge in these conditions against some quality spinners that they have. Fielding, just in general, I would say. I think we can definitely up our game in the field. We probably haven't been at our best in the last few series. And with the ball, maybe a bit our death bowling. I think we set games up pretty well, but maybe let them stretch out a bit too far. I think concede a lot of runs in those last 10. So I think we've spoken a bit about death plans heading into the series. So hopefully we're able to touch up on those. Dan Laura Wolfhard, die kaptein van die vroue Suid-Afrikaanse span wat daar in die wêreldbeker speel. Wêreldbeker is daar in Indië en Sri Lanka. Net bevestig, die eerste semifinaal is 29 Oktober, dis komende Woensdag soos ek genoem het, en dan die tweede semifinaal is 30 Oktober, dis komende Donderdag. En die finaal is dan op 2 November en die finaal gaan gespeel word in Mumbai, daar in Indië. Kom ons wat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan kyk ons wat gebeur met die vinnigmotors Formule 1 Grand Prix. Namibiërs Engel stories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan uitspeel. NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Welkom terug by in die tunnel. Ons gesels lekker internasionale sport reg oor die wêreld. En nou tyd vir die vinnige motors Formula 1 Grand Prix en dit is die Meksikaanse Grand Prix en hulle ry daar in Mexico stad en is al 25 jaar wat dit aangebied word en laas jaar was dit Carlos Sainz en sy Ferrari wat gewen het. Lando Norris was tweede gewees en Charles Leclerc derde. Interessant wees wat hierdie keer gaan gebeur. Man wat die beste weet en wat weet hoe die vinnige motors werk en hoe hulle jaag en ry is MW Welman. Kom ons hoor by MW wat hy dink kan gebeur in Mexico.
Die naweek is rond de 20 van die Formule 1 seisoen vir 2025 natuurlik. Daar's 24 rondes in totaal. En van die wedrenne wat oorbly is 2 van hulle naalrenne. En dit beteken 'n ekstra 8 punte per wedren op die spel. En vir die jaar soos Max Verstappen, meer doenlose jaar soos Max Verstappen, wat besig is om die manne van McLaren onder geweldige druk te sit, maak elke punt 'n verskil. Net nou die dag was hy 104 punte agter Oscar Piastri. Nou is hy net 40 punte agter Oscar. En daar's eintlik nog 5 wedrenne oor met 2 naalrenne. Ek dink nie dis onmoontlik dat Max nog hierdie titel voor die 2 McLaren's in jaar se neuse kan wegraap nie. Die wedren vir natuurlik plaas op die Autodromo Hermano Rodriguez. Dis die 10de jaar wat die wedren weer aangebied word in Mexico stad. En natuurlik 'n groot kenmerk van hierdie wedren is dat dit so hoog bo seespieël is. Die lug is baie dun. Dit het 'n groot impak op die motor se aerodinamika en ook 'n bietjie op die motor se werkverrigting. Wat die bande betref, Pirelli het weer eens 'n bietjie van 'n snaakse kombinasie gebring, die C2 wat die hardste band is en dan het hulle die C4 en die C5 gebring. Hulle het die C3 uitgelaat. En wat dit doen is dit dwing die spanne om 'n bietjie meer kanse te waag by die kuipe, want die C5 is besonder sag, so uit die verweer op hy band sal redelik goed wees of groot wees en dan sal hulle gedwing word om meer kuipe stoppe te doen. Die harde band is natuurlik, hy hou langer, maar hy's baie stadiger. So dit is 'n baie interessante dinamika wat FIA hierso probeer skep. Kyk of dit gaan werk. Dit het onlangs nogal goed gewerk. Nou ja, so sien hulle probeer altyd om iets bietjie kunsmatig reg te kry wat nie noodwendig vir my die regte ding is om te doen nie. Gepraat van kunsmatig, na die Singapore fiasco toe Lando vir Oscar 'n bietjie gestamp het daar, is Lando meegedeel dat daar interne gevolge gaan wees vir sy dade, maar nou Oscar presies dieselfde gedoen het aan Lando in Amerika, het hulle besluit dat daar gaan hulle geen interne gevolge meer wees nie, en lyk my die twee ouetjies is nou vry om te jaag vir die titel, en nie meer kunsmatig gemasseer te word om hulle altyd se gevoelens te spaar nie, want as ek nou gesê het, as 'n jaar soos Max Verstappen nie van agter kom, dan nie tyd vir allerlei kinderspeletjies nie, jy moet konsentreer, jy moet ry. Groot bekommernis natuurlik is dat Oscar Piastri wel ver voor was, maar dit lyk asof hy 'n bietjie onder die druk vou. Almal gedink hy is hierdie tipe van 'n Iceman, of Iceman, maar nee, hy is sommer 'n jong ouetjie. Ons sien of hy die druk kan volhou. Lando is ook nou net 14 punte agter Oscar, en Lando die laaste ruk nogal goed gedoen. So baie op die spel hierso, weet baie dinge gebeur. Dinge wat van die baan af gebeur het, is die Carlos Sainz het 'n 5 plek wegspring straf opgedien. As hy op die wegspringplek waar hy kwalifiseer, gaan hy 5 plekke met terugsak, omdat hy vir Kimi Antonelli van die baan afgestamp het in Amerika. Soos ek gesê het, alle oë is gerig op die 2 McLaren's en Red Bull se Max Verstappen. Red Bull onder die nuwe spanbaas Laurent Mekies is besig om 'n groot terugkeer te maak. Ons het albei gedoog hulle die seisoen afgeskryf, hulle het nie. En dit lyk asof McLaren onder geweldige druk is om een van hulle 2 jaar die drywerskampioenskap te laat wen. Sien baie uit na die wedren, dis 10:00 Sondag aand, lekker laat. Ek weet nie of ek kan wakker bly daai nie, maar ek gaan in elk geval probeer om te kyk. Dankie Arie, terug na julle toe. Ja, dankie MW. Ja, dis 'n interessante Meksikaanse Grand Prix wees. Max Verstappen wat al 5 keer daar gewen het, is die meeste van almal wat al daar gejaag het. En daai baan is 4,3 km lank en daar's 71 rondes wat hulle gaan jaag dan Sondag, soos die Meksikaanse Grand Prix. Daar's 17 draaie op die baan en hulle ry anti-kloksgewys. Lekker vooruitsig, Meksikaanse Grand Prix wat dan Sondag is. Ons gaan na die sokkerveld, dis die Engelse Premierliga, dis al rond 9 wat nou gebeur, en dit is, kom ons kyk wie speel eerst in Saterdag, dis Chelsea wat speel teen Sunderland, dit is 4:00 die middag, en Newcastle wat speel teen Fulham 4:00 die middag, en dan Manchester United wat tuis speel teen Brighton, dit is 'n 6:30 afskoptyd. Brentford, hulle het 'n tuiswedstryd teen Liverpool. Later die aand, dit is Namibiese tyd 9:00 die aand, is dit Brentford teen Liverpool. Afrigter van Liverpool natuurlik is Arne Slot, en nou kom ons hoor wat hy te sê ook, en daar's met hom gesels deur Sky Sports, oor die vergunning van Sky Sport, luister ons wat hy te sê het. I selected one clip in the game against Palace where he made a fantastic counter movement, but the player that had the ball didn't saw that movement, which is something where you need videos for and where you need to train for and where you have to play a lot of times together to get this feeling for each other. And the more we get used to him, the more he gets used to his teammates, the fitter he becomes, the better he will do. But when he came, I said his pre-season starts now. And I think we're 3 or 4 weeks into pre-season, where a normal pre-season takes 6 weeks for a player to be 100% fit, and he had to do this in circumstances where we play games and hardly train. So I think the best way to judge him is if in the upcoming months and years when he plays for us instead of the first few weeks when he's with us. And in the meantime, also he already scored a goal for us.
And Florian Wirtz is one of the new players who came in with a big price tag and big expectation. Yeah. When you talk about integrating the players and getting used to what you want them to do, was he a classic example of that? Yeah, but I've said a few times now, I think, that I see a lot of comparisons between the second half of last season and the first part of this season. And in the second part of last season, Florian, Alexander, Milos, Jeremy, Hugo, Georgie, I don't think I forget anyone now, I'm not too sure. They were not part of that setup. The biggest difference is that we won our games by set pieces, mainly. I can come up with 4 or 5 moments that we won with set pieces. And this is, if you break it down quite simple, we've only lost 1 game, but Arsenal and the team we faced this weekend, I think both of them scored more than 50% of their goals from set pieces. We didn't score 1. And this is what we did last season really well. And then if you start to score goals from set pieces, the game gets a bit more easy maybe for you. Actually, we've conceded 4. So that didn't help, but it's a combination. What I can say about Alex, I can say about Florian. But the main thing is that the biggest difference probably is also that the teams we are facing in the second part of this season, of last season, the first part of this season, play against the number 1 of the league. And last season, the team that won the group stage of the Champions League, where when I came, they played against the number 3 of the season before and the number 5 of the season before that. And I think that's what you saw the first half of the season, that teams played in a different style against us than from the moment when we were dominating the league and when we were dominating the Champions League. Dit dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool, en Sondag is daar ook 'n hele paar wedstryde. Dit is Wolverhampton wat tuis speel teen Burnley 4:00 die middag. Arsenal tuis teen Crystal Palace, dit is 4:00 die middag, en Aston Villa wat speel teen Manchester City. Wegwedstryd vir Manchester City. En nou kom ons hoor wat sê Pep Guardiola. En hom is daar gevra, een van sy belangrike spelers, Erling Haaland, of hy dink hy is die beste speler in die wêreld op hierdie stadium. En sommer net vir hom gevra, wat dink hy van Erling Haaland? Hierso is Pep Guardiola. I said a month ago, yeah, it's the best in moment. But the year of the travel that we won, maybe I don't know how many goals, 50 million goals. So I went too. But yeah, I think he's part of the club already. He settled incredible well the first season, but now I feel part. It's mine. Extend the contract for many years, and when I had to find him a little more. But it's more involved in the game, not just in the finishing. It's more in there in the ball. And he worked a lot, work ethic, and pressing and going, and so, yeah, I'm really pleased. And 9 consecutive games, hopefully in this week with Norway can score more. Dan Pep Guardiola, die afrigter van Manchester City. Bournemouth wat ook speel teen Nottingham Forest 4:00 die middag, en dan Everton speel teen Tottenham Hotspur. Dit is 6:30 Namibiese tyd. So dis al die sport, al die sokker in die Engelse Premier League. Altyd baie interessant hoe hulle speel en watter span wen en watter span nie. Daar's klomp kompetisie natuurlik in die Engelse Premier League. Maar kom ons vat 'n advertensiebreek. Ons vat 'n asem. As ons terugkom, dan hoor ons wat gebeur alles in Namibië. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
if you guys want to know what Athletes World is all about, you guys will definitely have to tune in for the episodes to see what goes on Athletes World. We will, just to give you guys an insight on what Athletes World is about, it's a show that dives deeper into the life of athletes, just finding out what they are all about, and they get to tell us what their favorite foods are, what their greatest moments are, and what their worst moments are in sports as well. So you guys, is where you find out more about athletes, and not just athletes, but also the unsung heroes. Welkom terug by In die Tunnel. Ons gesels internasionale sport en ook Namibië. Ons kyk na alles wat internasionaal gebeur reg oor die wêreld, en Namibië is dalk altyd ook lekker groot sport om na uit te kyk. En kom ons hoor wat alles in Namibië Saterdag en Sondag gaan gebeur. En hallo daar kykers, so ons mag gereed vir 'n groot naweek en ons sien vooruit vir klomp sport wat aan die gang is hier in Windhoek en rondom Namibië. So om te begin het ons die Motorsport Expo 2025, dit gebeur by die Tony Rust racetrack. Daar's fastbait wat ook daar gebeur. Saam met die fastbait is daar drag racing en drifting. So dis paar van die goedjies waar mense kan vooruit sien. Ons het ook swimming wat by die Windhoek Municipality Swimming Pool in Olympia gebeur. So dis ook aan die gang. Sokker is definitief terug in Namibië, of in, ja, kom ons sê Namibië, want sokker was weg vir 'n lang tydjie, so ons sien voor dit, is nog nie weer die Deb Marine Premiership nie, maar is nog net die Namibiese Football League, so ons sien voor dit vir dit. En dan het ons ook die Ongo Sevens, dit is ons grootste event hierdie naweek, die Ongo Sevens Rugby Championship gebeur hierdie naweek by die Hage Geingob Stadion, en die games begin so vroeg as 8 uur, en hulle eindig is 8 uur die aand op die Saterdag, so ons sien vooruit vir die games. En in die kus het ons volleybal, wat by die MTC Dome gaan plaasvind, die MTC Volleyball National League, die 8ste ronde en die finale ronde is daar op die kus. Beach volleybal in Swakopmund, Team Flippy, hulle het 'n event daar, hulle present a corporate and social beach volleyball tournament at the Mole on Saturday and Sunday. Weer eens iets om vooruit te sien, en die Premier Liga, die Soccer Premier Liga is aan die gang, maar dit weet julle klaar van, so dis nou net 'n paar van die events wat ons het vir die naweek. En Sondag het ons ook sokker wat nog aan die gang is, gravel bike racing in die Western Cape, dit weet julle van, en dan sluit ons af met laaste cricket, dat is ook cricket aksie, so klomp sport aan die gang hierdie naweek, en ons sien voor dit om seker te maak, alles is gecover, check ons social media, Sportrap page 8, en bly informed. Ja, klomp sportaksie in Namibië Saterdag en Sondag, en dit is lekker vooruitsig, en gaan woon dit by en gaan kyk, laat skree daar vir die gunstelingsspanne Saterdag en Sondag. Namibië se sport is gesond en wel. Nou daarmee moet ons volstaan. So ek kyk uit na die rugby en die sokker en die Formule 1 verseker die naweek. Dit is van die hoogtepunte waarna ek gaan uitkyk, en ek hoop dit is 'n lekker sportnaweek vir almal. Groete van In die Tunnel.